'n hartlike welkom aan elkeen van julle wat op hierdie Sondagoggend ingeskakel is na hierdie erediens uit Geloof en Aksie Bediening Hartbeesfontein. En my opregte gebed op hierdie Sondag is dat God self elkeen van julle se geestesoë so sal verlig dat julle sy stem sal hoor en aan hom alleen gehoorsaam sal wees. Nou geliefdes in ons Here Jesus Christus, God sê, en hierdie is nie net alleen interessant nie, hierdie is eintlik so amazing, dat diegene wat op crazy geloof staan, hulle moet weet, en nou weet ek, jy kan al dadelik vir sê, jy weet nie eens wat crazy geloof is nie, dit sal nie snaaks wees nie, maar God sê, hulle moet weet dat God wil nie lui geloof van sy kinders hê nie. En ek is oortuig daarvan dat niemand van julle, want ek het ook nie nog ooit gehoor het van lui geloof nie. Maar vandag, geliefdes, gaan die Heilige Gees vir ons wys presies wat lui geloof beteken. Nou kom ons maak die woord van God oop daar by Lukas 5. Lukas 5 en dan lees ons dan vanaf vers 17. Kom ons lees eers net vers 17. Op een van die dae, terwyl Jesus besig was om die mense te leer, het daar ook fariseërs en leermeesters van die wet van Moses gesit wat van oral af uit die dorpe van Galilea en Judea en selfs uit Jerusalem gekom het. En die Here het vir Jesus die krag gegee om mense gesond te maak. Nou wie was saam met die mense, die gewone mense daar, wat aan die woord van Jesus kom luister het? Godsdienst nie waar nie. Dink net vir 'n oomblik, is dit nie wat godsdienst doen nie? Want wanneer iemand anders optree, dan verskyn godsdienst altyd op die toneel om te skinder. Wanneer iemand in absolute crazy geloof nie net staan elke dag nie, maar ook wandel en doen wat die woord van God sê, dan verskyn godsdienst op die toneel. Nie om iets te leer nie, maar net om iets te kry om oor te gaan skinder. So geliefdes, God vra, waarom is jy verbaas wanneer godsdienst opdaag en dit lyk asof hulle belangstel? Maar dit is als net om teen jou te draai en te skinder. Hoekom? Omrede jy anders is. En ons het al so dikwels vir mekaar gesê dat a child of God is not meant to blend in, but to stand out. Jy is eintlik soos 'n seer vinger. Jy kan doen wat jy wil, maar jy sal altyd daar die seervinger teen iets stamp. Is dit nie ook sigbaar waar van predikers van ons tyd van vandag nie? En ek glo jy sal weet waarvan ek nou praat. Want hulle beland gedurig onder die kruisvuur. Hou maar net social media dop. Die kruisvuur van die wêreld, van die godsdienst. Hoekom? Net omdat hulle mense uit hulle gemakzones uitlig. En dis is nie iets waarvan godsdienst hou nie. Want godsdienst is mos eintlik people pleasers, nie waar nie. En geliefdes, dieselfde het met Jesus gebeur. Hy het begin preek en skielik het die godsdienstiges van oral af by mekaar gekom. Want hulle wou fout vind. Hulle het nie gekom om te luister nie. Hulle wou iets kom kry waaroor hulle kon skinder. Onthou, hulle oë sal altyd op jou wees, wanneer jy in crazy geloof staan, maar ook in crazy geloof wandel. Want godsdienst wil altyd fout vind. En ek dink dis daarom wat Jesus vir ons so duidelik gesê het, julle is nie meer onder die wet van Moses nie, julle is nie meer onder godsdienst nie, julle
is nou onder genade. Kom ons lees verder, vers 18 tot 20. Onverwags kom daar mense met 'n verlamde man op 'n draagbaar aan en hulle probeer om hom die huis in te bring en voor Jesus neer te sit. Toe hulle vanweer die gedrang nie kans sien om hom in te bring nie, klim hulle op die dak en laat hom met draagbaar en al deur 'n opening tussen die dakdeels afsak, tussen die mense in en vlak voor Jesus. Vers 20, toe hy hulle geloof sien, sê hy, mens, jou sondes is vergewe. Nou geliefdes, hierdie verlamde man, sy vriende het duidelik crazy geloof gemaak. Kyk wat het hulle gedoen om hierdie vriend van hulle by Jesus uit te bring, omdat hulle geweet het, hulle het geloof gehad, hulle het geweet, Jesus sal hom gesond maak. En ek dink vir baie mense daar rondom, was dit eintlik al foolish. Hoekom soveel moeite doen? Hulle het crazy geloof gehad, sy vriende, maar hierdie verlamde man het dit nie gehad nie. Hy het voor Jesus se voete gelê op lui geloof. Dalk vir baie jare lank. Hy het niks gedoen om by Jesus uit te kom nie, sy vriende het al die werk gedoen. En hy wou op hulle geloof eintlik net gelê het. En Jesus het dit gesien. Dit was niks wat God mis nie. So luister geliefdes, terwyl sy vriende hom neergelê het, het hulle geloof gehad dat Jesus hom sal kan genees. Maar hy het geen verwagting gehad nie. Hy het net in hulle geloof op daai draagbaar gelê. Nou voordat ons dalk op hierdie punt voel om hierdie verlamde man te oordeel. Hoeveel van ons doen nie dalk net dieselfde nie? Jy lê dalk in jou ma en jou pa se geloof, ouma en oupa se. Kan ek jy vanoggend kom sê, kom skok, dit gaan nie jou genesing bewerkstellig nie. Want kyk wat Jesus vir hom gesê het. Want Jesus het die vriende se geloof gesien, maar hy het ook die lui geloof gesien. By die verlamde man en gesê, jong man, jou sondes is jou vergewe. Dit is die eerste wat Jesus vir hom gesê het. Maar hy het hom steeds nie genees nie. So ja, as jy dalk vanoggend hier luister en jy dink jy kan langer in iemand anders se geloof lê, dit kan jou sondes vergewe kry, maar dit sal jou nog nie laat loop nie. Sy sondes is vergewe, ons het dit duidelik gehoor. Jesus het dit vir hom gesê, maar hy kon steeds nie loop nie. Kom ons lees verder, vers 21 en vers 22. Die skrifgeleerdes, luister, en die fariseërs, die godsdienstige mense, het hulle begin afvra, wie is hy dat hy so godslasterlik praat? Wie anders kan sondes vergewe as net God alleen? Maar Jesus het hulle redeneringe gemerk en vir hulle gesê, wat redeneer julle so by julle self? Ek wees baie dat ek kon daar gewees het. Ek dink jy ook, sou amazing gewees het. Jesus vra eintlik vir jou en my vanoggend, hoekom het ons baie keer hierdie ander gedagtes in ons harte? Wat hierdie godsdienstige mense gehad het, hierdie fariseërs nie sadiseërs, skrifgeleerdes. Wat sê Spreuke 3 vers 5? Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insigte staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy, net hy sal jou die regte pad laat loop. So geliefdes, jou en my hart is belangrik. Jy hoef dit nie uit te spreek nie. Maar God weet dit. Daarom sê God weer vanoggend vir elkeen van ons, wees versigtig ook wat jy in jou hart dink. Want dit gaan jou op 'n pad plaas, of met God, of sonder God. Vers 23 en 24. Dis Jesus wat hier praat. Hy sê, wat is makliker om te sê, jou sondes is jou vergewe, of om te sê, staan op en loop? Vers 24 sê Jesus, maar ek gaan nou vir julle die bewys lewer.
dat die Seun van die mens volmag het om op aarde sondes te vergewe. En toe sê hy vir die verlamde man, ek sê vir jou, staan op, vat jou draagbaar en gaan huis toe. Nou geliefdes, die woord wat hier uitstaan is mens, en weer die Seun van die mens. Luister baie mooi. So dat ons nie met 'n verskoning kan kom en sê, ek is maar net 'n mens nie. Of hierdie dinge is nie die realiteit nie. Want God werk nie so nie. Het jy dit al gehoor? Ek het dit in die afgelope klompie jare verskriklik baie van ander gehoor. Mense rondom my ook dit gesê het. God werk nie so nie. Kan ek jou vanoggend kom skok? Hoe weet jy? Hoe weet jy hoe God regtig werk? Hoe weet ek hoe God regtig werk? Maar nou gaan Jesus bewys in hierdie skrif dat hy die Seun van die mens is en dat God se krag deur hom werk. Want Jesus het iets gehad om aan hierdie godsdienst te bewys. Hierdie godsdienstige mense wat daar gesit het. Die eerste ding wat hy gesê het, ek gaan dit bewys en ek gaan lui geloof gebruik. Want daardie man was lui, maar hy was gewillig. Hy wou verandering hê, anders sou hy vir sy vriende gesê het, los my. Ek is okay, los my net uit. Liefdes, God sê vanoggend vir my en vir jou, hy weet jy het nog nooit voorheen in crazy geloof dalk gestaan nie. Hy weet sy woord is anders. Hy weet om op sy woord te wandel is anders. Hy weet wanneer ek en jy op sy woord moet neem en nie langer in godsdienst te wees nie, is anders, maar God sê vanoggend vir jou staan. Doen iets wat jy nog nooit gedoen het nie, staan. Luister wat het met daardie man gebeur. Hy moes iets doen wat hy nog nooit gedoen het nie. Hy moes van lui geloof na crazy geloof toe gaan en hy moes staan, want Jesus het vir hom gesê, staan op en loop. Eintlik sou ons Jesus kon hom maar net genees het en hom gesê, staan op en loop. Luister geliefdes, dit is belangrik sê God dat ons na die detail sal luister en dit sal hoor. Ons mis so baie, so dikwels die detail van God se woord. En dan duik ons in die hek. Dit is belangrik dat ons na die detail sal luister, sê Jesus. Jesus sê vir hom staan. Want geliefdes, om in God se wil te wees, vereis dat jy iets sal doen wat jy nog nooit voorheen gedoen het nie. Die waarheid is dat godsdienst het lui geloof. Omrede hulle niks hoef te doen wat hulle nog nie voorheen gedoen het nie. Die gemaksone nie waar nie, die rocking chair waarin mense sondag vir sondag in 'n kerk sit. Alles is gemaklik, alles is great, alles is lekker. Solank as wat die dominee of die pastoor net sê wat goed klink op hulle ore. Anderster staan op hulle loop. Mense hou van 'n gemaksone, want dit is wat godsdienst ons oor jare geleer het. Maar geliefdes, om anders te wandel, om anders te praat, sê God vandag vir jou wat luister, jy sal iets moet doen wat jy nog nooit voorheen gedoen het nie. Wat jou godsdienstige leier of jou predikant of pastoor dalk nog nooit gedoen het nie. Wat jou generasie nog nooit gedoen het nie. Wat jou familie nog nooit gedoen het nie. Jy kan nie langer lui wees in ander se geloof nie. En as jy mooi daarna kyk, is dit nie presies wat God met almal in sy woord gedoen het nie. Almal wat hy gebruik het. Almal wat hy gekies het. Is dit nie presies wat hy met hulle almal gedoen het nie? Josua moes iets doen wat hy nog nooit gedoen het nie. Josua kon nie langer op Moses se geloof staan nie. Noag moes iets doen wat hy nog nooit in sy lewe gedoen het nie. Noag moes 'n ark bou en dit terwyl hy nog nooit eers reën gesien het nie. Hoeveel crazy geloof is dit nie om te staan nie?
Abraham, Petrus, Paulus, Maria. Hulle almal moes iets doen wat hulle nog nooit gedoen het nie, en dit was om te staan. En daarom, geliefdes, hoor vanmôre God se hart, as jy deur God gebruik wil word, dan sê God, dit sal van jou vereis dat jy iets sal doen wat jy nog nooit van tevore gedoen het nie. En God kom wys dit vir ons uit sy woord uit. Kom ons lees verder, vers 25. Onmiddellik het hy voor hulle oë opgestaan, die draagbaar waarop hy gelê het gevat, en terwyl hy God prys en loof, het hy huis toe gegaan. En geliefdes, dit is wat sal gebeur wanneer jy iets doen wat jy nog nooit gedoen het nie. Jy sal opspring, jy sal genees wees, en jy sal God loof en prys. Jy sal opspring en sê, want God het dit weer gedoen. En hy doen dit net, geliefdes, wanneer ek en jy in crazy geloof wandel. Nou is die vraag vanoggend op hierdie Sondagoggend, hoekom wag jy nog? Hoekom wag jy nog om langer te doen wat godsdienst vir jou sê? Om langer te wag om te sê wat godsdienst vir jou sê. Om te doen wat godsdienst vir jou wys. En nog langer in lui geloof te lê. Dit sal maak dat jou sondes vergewe word, verseker. Luister mooi, geliefdes, verlossing sal jou sondes vergewe, maar dit sal jou nie crazy geloof gee nie. Dit sal nie God laat beweeg om jou te genees nie. Want luister, dit is nie wat tel vir eendag wanneer jy in die hemel is nie. Dit is vir nou. Ons mense het in die tussenin op aarde vasgeval. En daarom ervaar ons nooit die koninkryk van die hemel op aarde nie. Want ons is vasgevang in ons gevoelens, in ons emosies, en dit wat ander oor ons skinder, dit wat ander oor ons sê. Ons is vasgevang in die seëninge van gister. God sê, onthou die seëninge van gister, maar moenie vashak in die seëninge van gister nie, want vandag is 'n nuwe seën, en dit sal van jou vereis om anders te wees, om iets anders te doen en dit te kry. Want in Johannes 10 vers 10 sê Jesus, die vyand vra om te vernietig. Maar ek, Jesus, het gekom, sodat jy die lewe kan hê, en geniet, en dit in oorvloed, ten volle, totdat dit oorloop. Daarom, geliefdes, en hiermee sluit ek af, die hemel is nie net vir eendag nie. Die hemel is vir nou, hier op aarde. Amen. Geliefdes, ontvang dan nou ook die seën van die Here op hierdie Sondag oor jou lewe. Gaan wandel hierdie week daarin. Gaan doen iets wat anders is. Wees anders, wandel anders, praat anders. Want die Here wil jou seën en jou beskerm. Die Here jou God wil tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here jou God wil al jou gebede verhoor en aan jou sy seën gee. Nuwe seëninge. Die Here seën jou. Amen.